Goeiemôre almal, donderdagoggend, vandag is dit die 23ste Julie, dit is die jaar 2026 se lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber, vanoggend wil ek so 'n bietjie gesels oor die wil van God. Baie mense sê dat hulle nie glo nie, maar hulle sê dit so met 'n soort van 'n bravade, soos of hulle wil sê, toe, kom, bewys my nou verkeerd. In sulke gevalle wil ek graag oor hierdie saak redeneer om die reg en redelikheid van hulle standpunt te bewys. As hierdie mense nie reg hanteer word nie, kan die hele gesprek in 'n baie warm woordewisseling ontaard, 'n situasie wat ten alle koste vermy moet word. Die heel beste is om dadelik vir so 'n persoon te sê dat in hierdie geval niks vir hom kan doen nie. Omdat geen mens 'n ander mens kan help glo nie en dat geen logiese argument kan bewys dat iemand daar is om hulle te help nie. Jesus het dan self gesê, dis die werk van God om julle in hom te laat glo wat hy gestuur het. Johannes 6 vers 29. Sê dan ook aan hom dat dit God is wat die geloof moet werk, sodat ons kan glo. Geen mens kan dit doen nie. As ons nou in Handelinge 13 hier vanaf vers 46 gaan kyk, wat sê Paulus en Barnabas vir hierdie mense? Maar Paulus en Barnabas het vry uitgespreek en gesê, dit was noodsaaklik dat die woord van God aan julle eers verkondig moes word, aangesien julle dit egter verwerp en julle self die ewige lewe nie waardig ag nie. Kyk, ons wend ons tot die heidene, want so het die Here aan ons bevel gegee, ek het u 'n lig van die nasies gemaak, sodat u tot redding sal wees, tot aan die einde van hierdie aarde. En toe die heidene dit hoor, was hulle baie bly, en hulle het die woord van die Here geprys, en daar het gelowig geword almal, wat verordeneer was tot die ewige lewe. So ons moet verordeneer word tot die ewige lewe, sodat ons gered kan word. Dan natuurlik, as hy nou wil redeneer en hy sê, maar weet, hoe is dit nou moontlik, dan kan ons hier na Deuteronomium 29 vers 29 toe gaan, en die Here het hulle uit hulle land uitgeruk en, die verborgde dinge vir die Here is vir ons 'n God, maar die geopenbaarde dinge is vir ons en ons kinders tot in ewigheid, om te doen al die woorde van hierdie wet. So, die Here, die verborgenhede is vir die Here, nie vir ons nie. So, die Here sal vir ons openbaar wat ons nodig het om te weet. As ons na 1 Korintiërs 12 vers 3 kyk, dan sê ons, niemand kan sê dat Jesus die Christus is nie, behalwe deur die Heilige Gees. So die kennis dat Jesus die Here is, word gewerk deur die Heilige Gees. So ons kan nie enigiemand oortuig van enigiets nie, net die Heilige Gees kan. 'n Mens hoor ook soms beweringe dat die Bybel net 'n doodgewone boek is, soos enige ander boek. Hierdie gesindheid moet 'n aanduiding wees waarop die saak hanteer moet word. Indien dit bewering is uit die hoogte, dan sou doodgewoon geantwoord, die stelling verbaas my nie. Die Bybel is 'n doodgewone boek, net soos enige ander ene, totdat die Gees van God ons verstand verhelder en verlig, sodat ons die woord van God kan aanvaar as die enige ware evangelie van Jesus Christus. As iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Johannes 3 vers 3 sê dit. Jesus het ook gesê dat hy die wil van God doen. Dan weet ons dat die Bybel die woord van God is. Dan kom ons lees Johannes 7 vers 16 en 17, wat Jesus self hier spreek en hy sê vir die mense. Jesus antwoord hulle en sê, my leer is nie my eie nie, maar die van hom wat my gestuur het. So as iemand gewillig is om sy wil te doen, sal hy aangaande die leer weet, of dit uit God is en of ek uit myself spreek. So even Jesus het nie dinge uit homself uitgedoen nie. Hy het vir die Vader gewag, dat die Vader hom moet lei. Hoeveel keer het die Here nie in eensame plekke gegaan en hy het gaan bid, hy het die wil van God gevra, sodat hy ook die mense kon leer en hulle kon help om by die Here Jesus uit te kom. So, wanneer jy nou die evangelie met iemand gedeel het en hy sê, maar hy wil sy hart en lewe vir die Here gee, kan ons ook Johannes 20 vers 31 met hom deel. Maar hierdie dinge is beskryf dat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy naam. So, dis 'n baie wonderlike ontdekking wat ons het, dat Jesus Christus die enigste een is wat ons kan aanroep. Kom ons bid saam en ons vra die Here dat hy ons sal leer en help om sy wil te doen. Almagtige God en Hemelse Vader,
Here, wanneer ons met mense deel oor U, Here, kan ons dit nie uit onsself uit doen nie, want daar gaan ons faal, die mense gaan ons nie glo nie. Here, wanneer ons U woord nader trek en U woord met hulle deel, sodat hulle kan hoor, wat is U woord, wat sê U woord, hoe heilig is U woord, wat is die wil van God vir elke mens. Here, ons moet tot bekering kom, dit is die woord van God. Ons moet onsself laat doop, sodat ons voor U kan staan, rein en eerbaar. Dankie Here vir U woord, dankie dat dit die wil van God vir ons openbaar, sodat ons dit ook met ander kan deel. Here, wees met ons, lei ons, behoed en bewaar ons, en seën ons in hierdie dag is my gebed in Jesus naam, halleluja, amen en amen.